In vandag se nuus, Cyril Ramaphosa sê die afsettingsproses in verband met Phala kan 'n ondraaglike skande word. 2 krokodille word in 'n plonsbad in Springs gevind en 'n KI-masjien kan jou help om hondetaal te verstaan. Goeiedag almal, baie welkom by Nuuspot. Dis Woensdag 27 Mei 2026 en hier volg jou nuusbulletin. President Cyril Ramaphosa het die parlement gewaarsku teen 'n ondraaglike skande sou die nasionale vergadering voortgaan met 'n afsettingsproses wat deur die verslag van die onafhanklike artikel 89 paneel oor Phala saak aangevuur word. Ramaphosa het Dinsdag sy aansoek by die Hooggeregshof in Kaapstad ingedien om die verslag op hersiening te laat neem. Gayton McKenzie, leier van die Patriotic Alliance en minister van Sport, Kuns en Kultuur, het Dinsdag gesê die party sal Ramaphosa beskerm en nie vir sy staat van beskuldiging stem nie. McKenzie het die media by die Sefako Magatu presidentsgastehuis in Pretoria toegespreek. Hy beklemtoon dat Ramaphosa die gom van die regering van nasionale eenheid is en dat die konstitusionele hof se uitspraak oor die proses gehandel het en nie oor die president self nie. Ramaphosa hou intussen vol dat die onafhanklike paneel buite sy mandaat opgetree het. Die minister van basiese onderwys, Siphiwe Garube, het aangekondig dat 'n onafhanklike eksterne ondersoek begin word na die toekenning van 'n handboektender van meer as R285 miljoen. Die tender is toegeken aan Lighthouse Publishers, 'n Kaapstadse uitgewery wat glo slegs 3 dae voor die tenderuitreiking geregistreer is. Inwoners van Deelswil in die Vrystaat hou vandag 'n noodvergadering om te eis dat 'n plaaslike polisiekantoor gesluit word. Inwoners beweer dat misdaad in die dorp buite beheer is en beskuldig polisielede daarvan dat hulle saam met misdadigers werk. Inbrake en die onwettige slag van vee is ook aan die orde van die dag, sê inwoners. Die oud rugbyspeler JP Smith het gister in die Landdroshof op Mokgopong in Limpopo verskyn op aanklag van aanranding met die opset om ernstig te beseer. Sy regsverteenwoordiger, advokaat Jean Skuman, het aangevoer dat sy versuim om by die vorige hofdatum op te dag bloot 'n misverstand was. Die saak spruit uit 'n voorval waar die slagoffer Marius Strydom sy linkeroog verloor het. Die polisie in Gauteng het 2 lewende nylkrokodille by 'n residensiële eiendom in Springs in beslag geneem. Die reptiele is in 'n swembadjie aangehou sonder die nodige permitte. 'n Strafsaak is teen die eienaar aanhangig gemaak vir die oortreding van die Wet op Nasionale Omgewingsbestuur Biodiversiteit. 'n 16-jarige leerling van Pretoria Boys High School wat skuldig gepleit het op aanklagte dat hy gedreig het om 'n onderwyser te skiet, sal nou onder streng maatreëls sy eksamens aflê. Hy sal deursoek word vir wapens en in isolasie van ander leerlinge geplaas word. Die skool se beheerliggaam het vroeër die Gautengse Departement van Onderwys hof toe geneem om die leerling se uitsetting af te dwing. Die nasionale vervolgingsgesag het 'n formele klag by die Landdroshof kommissie ingedien teen die hooflanddros van Kwaggafontein, Tuletu Tonjeni. Die klag volg op die wyse waarop Tonjeni hofverrigtinge in die saak teen Joe Ferrari Sibonyeni hanteer het. Die vervolgingsgesag is besorg oor die uitreiking van 'n lasbrief vir die inhegtenisneming van die aanklaer Mkhoseli Ntaba. Die ANC se integriteitskommissie het aanbeveel dat die voormalige minister van maatskaplike ontwikkeling, Sisise Tolashi, uit haar leiersposisies moet bedank. Sy word onder meer beskuldig van wangedrag en die onreëlmatige gebruik van staatsbronne. Fikile Mbalula, sekretaris-generaal van die ANC, het ook bevestig dat 4 ander senior lede, insluitend Bekkie Cele, na die dissiplinêre komitee verwys is. Die ANC het 'n uitnodiging van die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party om die konferensie van Linkses in Boksburg by te woon van die hand gewys. Fikile Mbalula het gesê die party beskou die byeenkoms as 'n koalisie wat bloot teen die ANC gekant is. Die ANC het egter beklemtoon dat hy steeds verbind is tot die 3-party-alliansie. In die borgtog-appel van die geskorste polisiebeampte Sergeant Fanny Nkosi het die staat aangevoer dat hy 'n gevaar is wat met die ondersoek sal inmeng. Nkosi word onder meer aangekla van die onwettige besit van polisiedossiere en ammunisie. Die staat het aan die Hooggeregshof in Pretoria gesê dat die dossiers wat in Nkosi se besit gevind is, bewys dat hy die regsproses probeer dwarsboom.
Twee mans, onderskeidelik 42 en 37 jaar oud, is in Gauteng in hegtenis geneem in verband met die ontvoering van 'n sakeman in Mbombela. Die verdagtes is in Bracken Downs opgespoor deur 'n gesamentlike operasie van die polisie en private veiligheidsinstansies. Hulle sal na verwagting vandag in die Nelspruit Landdroshof verskyn op aanklag van ontvoering en poging tot moord. Die langdurige renosterstroop verhoor van die voormalige Kleurwiltuin veldwagter Rodney Landela en sy medebeskuldigde Kenneth Mochocho hervat hierdie week in die Skukuza streekhof. Die saak duur reeds ongeveer 'n dekade. Die beskuldigde staan tereg op aanklagte wat verband hou met die doodmaak van 'n wit renoster en die verwydering van sy horing in 2016. Die Departement van Korrektiewe Dienste het bekend gemaak dat sy selfversorgingsinisiatief die staat jaarliks meer as R100 miljoen spaar. Gevangenes word opgelei in vaardighede soos boerdery, bak en tekstielvervaardiging. Minister Pieter Groenewald sê die program help om die belastingbetaler se geld te spaar en bied gevangenes vaardighede vir wanneer hulle weer in die samelewing opgeneem word. Buitelandse nuus: Europa ervaar 'n uitsonderlike vroeë hittegolf wat rekordtemperature in die Verenigde Koninkryk en Frankryk laat spat. In Londen is temperature van meer as 35 grade Celsius aangeteken. Verskeie sterftes, insluitend verdrinkings, is reeds in Brittanje en Frankryk aangemeld na mate mense verkoeling soek. Starbucks Korea het om verskoning gevra vir 'n bemarkingsveldtog wat beskou is as 'n bespotting van die slagoffers van die Gwangju Demokratiese Opstand in 1980. Die maatskappy die veldtog wat na tanks verwys het gekanselleer en die hoofuitvoerende beampte afgedank. Die eienaar van Shiseigai Group, Chung Yon-jin, het in die openbaar om vergifnis gevra. Die Kanadese premier Mark Carney het Alberta se planne vir 'n onafhanklikheidsreferendum as 'n gevaarlike bluf beskryf. Die premier van Alberta, Danielle Smith, het aangekondig dat 'n stemming op 19 Oktober gehou sal word. Carney waarsku dat die referendum die land se ekonomie kan skade berokken. President Donald Trump het Dinsdag 'n mediese ondersoek by die Walter Reed Nasionale Militêre Mediese Sentrum ondergaan. Die Withuis beskryf dit as 'n roetine ondersoek en Trump het op sosiale media verklaar dat alles perfek is. Die ondersoek volg te midde van voortgesette vrae oor die ouderdom van die 79-jarige president. Iran het die Verenigde State se jongste lugaanvalle as 'n grove skending van die wapenstilstand beskryf. Die Amerikaanse sentrale bevel het gesê die aanvalle was in selfverdediging teen Iran se missielterreine. NASA het besonderhede bekend gemaak van sy planne om 'n permanente basis by die maan se suidpool te bou. Die ruimteagentskap het kontrakte aan maatskappye soos Blue Origin toegeken om robotlanders en voertuie te ontwikkel. NASA beoog om teen 2032 mense permanent op die maan te laat woon, hoewel kenners waarsku dat die tydlyn ambisieus is. In België is 2 kinders, onderskeidelik 12 en 15 jaar oud, en 2 volwassenes dood in 'n botsing tussen 'n skoolbus en 'n trein in Buggenhout. Die bus het op 'n treinoorgang vasgery terwyl die versperring reeds af was. 5 ander kinders is in 'n kritieke toestand in die hospitaal. In die Amerikaanse staat Washington is verskeie mense dood nadat 'n chemiese tank by die Nippon Dynawave Packaging aanleg ontplof het. Die tank wat sowat 300.000 liter wit loog bevat het, het Dinsdagoggend gebars. Verskeie ander werkers is kritiek beseer en word in hospitale behandel. En ten laaste, 'n tegnologieonderneming in Hangzhou het 'n nuwe KI aangedrewe toestel bekendgestel wat na bewering troeteldiere se gedrag en emosies met 95% akkuraatheid kan vertaal. Die produk het egter wyd verspreide skeptisisme ontlok omdat die maatskappy geen wetenskaplike data verskaf het om hulle aansprake te staaf nie. Die tegnologieonderneming Mingzhuai het onlangs voorbestellings geopen vir 'n nuwe KI-gedrewe troeteldiervertaler wat volgens hulle die vermoë het om 'n troeteldier se vokalisasies, emosies en gedragstaal in menslike taal te vertaal. Die toestel wat om die dier se nek gehang word, het reeds meer as 10.000 bestellings ontvang teen 'n prys van ongeveer $118.
Kritici op sosiale media noem dit 'n intelligensietoets vir mense, eerder as 'n werklike vertaler. Ja, wat die wêreld nie alles doen nie. Groetnis tot môre toe.